Genesis 3. Maar ek wil graag aan u voorhou van die eerste vers tot die 13de vers. Genesis hoofstuk 3. En ek wil aan u voorhou die eerste tot die 13de vers. En as ons dit lees het as volg: Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra: Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, in die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en hom gevra: Waar is jy? En die mens antwoord: Ek het u gehoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe: Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord: Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet. Toe vra God vir die vrou: Wat het jy nou gedoen? En sy sê: Die slang het my mislei, en ek het geëet. Tot sover. Kom ons bid saam vir jou magtige God. O Here, baie dankie dat ons, Here, as u kinders weer vanoggend, Here, genade kan smaak, o Here. Dankie vir die voorreg, o God, en genade uit die hand uit, Here, om vanoggend te kon reageer, Here, op die stem van u Heilige Gees in ons harte, wat ons vanoggend genooi het, Here, om te kom en te kom aansit aan die feestafel wat u vir ons berei het. O Here, so baie het vanoggend u stem gehoor, maar Here, 'n handjievol het vanoggend opgekom om te sê: Maar kom ons gaan om te luister wat God vanoggend vir ons wil sê. O Here, as ons dink aan hierdie week, die afgelope 2 weke, as ek dit so kan stel, dan, Here, het ons gehoor van sterfgevalle, Here. Here, in hierdie oude huis net hier oorkant, Here, was daar in 'n kort tyd, Here, 2 sterfgevalle. En Here, ek dink, as 'n mens rondom jou kyk en jy hoor van die baie sterfgevalle, dan kan jy nie anders as om te wonder: Maar hoe staan my saak met die lewende God nie? En Here, daarom is ek vanoggend dankbaar dat u vanoggend, Here, vir ons opgetel het, Here, en vir ons die krag gegee het
Here, en ook die wysheid, Here, om vanoggend die besluit kon geneem het om te kom na die huis van die Here. Want Here, ons weet as ons vanoggend U woord hoor, dit maak nie saak wat die pad vir ons inhou nie, Here. Wanneer ons U woord ontvang, Here, en U ontvang wat vanoggend na ons toe kom, dan sal ons okay wees. Daar is 'n lied wat sê, hoe sal ek maak die dag as Jesus kom? O Here, hierdie is U manier om vir ons voor te berei, o Here, om vir ons te kan gee, my God, want U weet wat ons nodig het vir hierdie pad. Here, enige oomblik, Here, kan die oomblik wees waar U ons kom ontmoet. Here, as ons dink aan ons mense wat gesterf het, Here, waar hulle die een oomblik nog regop was, Here, en waar hulle die een oomblik okay was, en die volgende oomblik, Here, en ons verneem dat hulle tot sterwe gekom het, o Here. Help ons, Here, dat ons sal weet dat ons hier ook naby is. Here, die gesang sê, my bootjie gly nou spoedig, al nader na die kus, maar o Here, ons weet nie hoe naby ons aan die kus is nie. Miskien is ons reeds al aan die kus, o Here, en dit het tyd geword dat ons moet oorgaan van hierdie aardse lewe na 'n lewe saam met U. Help ons dat die ander lewe, die lewe aan die oorkant, Here, 'n lewe saam met U sal wees, o Here. En dat dit nie 'n tyd sal wees wat aanbreek, waar daar 'n geween en 'n geters van tande is nie. O Here, gee dat ons nie U stem, Here, en U woord wat vanoggend kom na ons, Here, sal verontagsaam nie. Maar dat ons sal sê, Here, so Samuel van ouds, spreek, Here, van U diensknegte luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Ek wil vanoggend vir iemand 'n vraag vra. En ek wil voor my vanoggend staan. Ek wil nie voor iemand anders se vanoggend staan. Ek het nog gedink ek sal daar by Suster Moreki staan wat kyk ook so. Sien ek roer se kos. So so baie. Nou ek wil maar hier vanoggend kanse vat in die kerk. Weet die kerk het enigiets gebeur. My vrou, weet jy hoe lief God jou het? Weet jy hoe lief hierdie lewende God jou het? My broeder, weet jy hoe lief God jou het? Besef jy, waar is Jocelyn, sorry. Jocelyn, weet jy hoe lief God jou het? Besef jy hoe lief hierdie God jou het? Jocelyn is oma Diana, Chongcheng se kleindogter, die oma wat oorlede is. En familie, ek dink die feit, ek kan nie uitgepraat raak oor die liefde van God nie, maar anders vergewe my. Suster, besef jy hoe lief hierdie God jou het? Besef jy dit? Broer JP, besef jy hoe lief God vir u het? Kan ons nie vanoggend mekaar in die oë kyk en vir mekaar net sê, maar weet jy, God het jou lief met 'n liefde wat hierdie wêreld nie kan verstaan nie. En soos ek altyd sê, wat hierdie menslike klein breintjie van my seker nooit sal kan begryp nie. Wat ons nie, wat hierdie klein breintjie nie die omvang sal van kan bepaal nie. Dit is hoe lief hierdie God vir ons het. En dit is hoekom ons vanoggend hier kan sit, alles ons min in getal. Dit is hoekom ons vanoggend hier kan sit, want dit is die liefde van God. Wat sê Johannes 3:16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hoekom? Sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. Dit is hoe lief hierdie God vir ons het. As ek vanoggend opgestaan het en ek besef my vrou is nie so lekker nie, sy is 'n bietjie grieperig en sy het gister die aand gekom en sy was siekerig geweest en sy is eintlik nog steeds nie lekker nie. Maar toe ek vanoggend opstaan en ek besef maar hulle wie God vir my gegee het is nog steeds by my. Kan 'n mens op die knieë neerval voor die Here en net sê dankie Here, want dit is u genade
En u genade is 'n produk van u groot liefde vir ons. Familie, ek wil vanoggend praat oor onder 'n tema. En my tema is mens, waar is jy? Mens, waar is jy? Dit is die tema waaronder ek vanoggend wil praat. En wanneer ek na die teks kyk, liewe broers en liewe susters, die voorgeleesde teks, Genesis 13, wat ek nou gelees het, as ek hierdie teks gelees het, het ek by myself gedink, Eva moes geweet het, iets is nie pleis nie, toe 'n slang met haar kon praat het. Jy verstaan as ek dit sê? Ek weet, hoe kan 'n dier praat? En Eva moes geweet het, maar iewers is iets wat nie lekker is nie. Sy moes onmiddellik 'n rot geruik het. Dit is wat moes gebeur het, toe hierdie slang na Eva toe gekom het, en met haar gepraat het. There must be a dead cat on the line. Hoor jy smak ek vanoggend in Engels? Nou is 'n mens nog net so Engels praat die koue. Dan moet jy weet. En ek wil vanoggend vir al die Evas hier vanoggend hier teenwoordig is, wil ek vanoggend vir u sê, as 'n slang begin praat met u, hardloop my suster. As 'n slang begin praat met u, ran. Dit is vanoggend wat ek vir u wil sê. Is jy nou die slang? En ek wil vanoggend vir u sê, we have a lot of snakes everywhere. And we even have snakes in the church. Tiro wala. Jou woord is waar. Dus skrikkelik so skrikkelik. Ek het eendag op Facebook het ek gesien, iemand so 'n prentjie gehad van die klomp slange in die kerkbanke. En weet jy, dit is baie keer die waarheid. Wanneer 'n slang na jou kom en 'n slang met jou praat, ran. Hardloop. The snake comes to Eve because she was the emotional one. The snake came to Eve because she was the weaker one. En ek wil nou nie sê dat vroumense swak is nie. Dis nie wat ek die swakker geslag is. Maar dit is wat 'n mens kan optel wanneer jy hierdie gedeelte lees. Maar kom ek stel die situasie bietjie duideliker. Toe God vir Abraham, jy kan kyk in Genesis 2 vers 16 en 17. Ja. Toe God vir Abraham die opdrag gee om nie van die vrugte van die boom in die middel eet nie, was Eva nog nie geskaap nie. Eva was nog nie uit geskaap nie. So Eve didn't hear the command directly from God. Dit is wat gebeur het. But she received the message secondhand. So sy die boodskap het sy tweedehands gekry. And when you receive a message secondhand, it sometimes loses its detail. It sometimes loses its significance on the way to you. Ons kan nie dat mense ons vertel wat die Here vandag in sy woord in die kerk gesê het nie. Hoekom nie? Want ons moes in werklikheid self daar gewees het om die woord van die Here eerstens kon gehoor het. A second-hand message always lose something. Ek ons het altyd in die jeug, dit is daai kettingboodskap. Ek weet nie of jy dit ook al doen nie. En baie keer as jy op 'n workshop is, net om vir jy te besef dat hierdie boodskappe wat so deur verskillende kanale gestuur word, kom nie gewoonlik nie, soos jy moet kom nie. Dan word jy gesê die appel is rooi en dan hoor jy met einde van die dag die peer is geel. Wat moet dit wees? Eva het nie gehoor toe God vir Abraham die opdrag gee nie. Sy moes Adam se woord moes hy vat. So Satan kom na haar toe
en 'n mens kon jou ek het my sit in indink, maar wat was Satan se redenasie? En Satan het gevra wanneer ons die eerste gedeelte van hoofstuk 3 lees, dan het Satan gevra, het God regtig so gesê? Of sê Adam God het so gesê? Het God regtig so gesê? Of is dit Adam wat so gesê het? Did God actually say that? Of was het Adam wat dit gesê het? En ek dink Eva se redenasie of sy antwoord was, yes, God said that. En ek dink Satan se redenasie is, really? Mense kan maar sy mense wat altyd vir jou so praat. Klink baie bekend. Brother and sister, if you didn't know the following, what I'm going to say, let me emphasize this. Satan is as clever as hell. So sorry dat ek so regtig praat. Satan is uitgeslappe. Satan sal altyd na jou toe kom en sê, maar die ding wat hier gepraat word, maak nie sin nie. Hierdie ding wat jy nou hier hoor en wat jy vir my sê, dit kan nie wees nie. Jy sal later so deur mekaar wees dat jy nie weet of jy kom of jy gaan nie. Satan sal vir jou sê, nee man, die ding maak nie sin nie. En hoor wat sê Satan? Satan sê, Eva, glo jy regtig dat jy sal doodgaan as jy sal eet van hy vrugte? En let me tell you, girl, God is hiding something from you. God is keeping something from you. Think for yourself. Don't let God hold you back from anything good. You are a smart girl. Don't let God tell you what you can do and what you can't do. Be your own person, and by the way, share with your man. En ek het uitgesit in die mense as ek nog Eva was. Deur mekaar. En wat Satan hier met Eva sê is, moenie alleen eet nie, moenie alleen voordeel trek nie. En weet nie wat gebeur. En Eva pluk en Eva eet. En op daai stadium dink ek het niks gebeur as 'n mens kyk na die Bybel nie. In daai gedeelte. En die rede hoekom niks gebeur het is omdat sy nie die opdrag gekry het nie. Sy was nie die verantwoordelike persoon nie, but Adam was the responsible person, as ek dit so kan sê. En die arme Adam moes eet, want waar slaap hy vanaand? Die arme Adam moes eet, wat gebeur nou vorentoe? Hy moet saam met hierdie vrou leef, so hy moet eet, en when Adam ate, order became chaos. Up became down, as ek dit so kan sê. And right became wrong. Because God told Adam specifically not to eat from this certain tree. Ken jy hierdie spreekwoord? Ek wil net kyk wat is die reaksie. Stolen fruit tastes so sweet. Ja. Ja. Of hidden fruit. Die ek word net weg. Kom vertel oor die. Ek het hier op 'n stadium met Appington gebly. Nou is daar 'n ouma wat hier langs ons gebly het. En die ouma het 'n lemoenboom gehad. Lemoen is miskien planter. En weet jy dat die lemoen was baie lekker. Die lemoen het so 'n ander soort soet in hulle gehad. En nou die ouma se broederige. Amper sy broederige vertel. Dis 'n broederige mens. Sy kon nie meer gebeur. Sy het die mense wat vir ons gesê, nee, jy kan maar vat van die vrugte want dat sal nie my steek vermorsting. Want ek kan nie opstaan en die vrugte op die lemoene eet nie.
Maar weet jy wat het ons gemaak? Ons het nog wag dat die ouma eers haar storieetjies hierdie aangekyk het. Die stories soos dit was nog The Young and the Restless. En wat is die ander ding se naam? Days of Our Lives. Toe die ouma nou eers hy storie klaar kyk, rot sien die lig aan, toe wag so 'n bietjie. En toe is nou weer nee, nou slaap die ouma. Klim as oor en is op pad. Daai is so niks stil. Ek as jy die dag gekom het, daai het kom gevat terwyl die ouma gesien het, dan was dit iets anders. En ons ek weet die ouma daar gesê kom en kom vat. Maar as ons die spreekwoord sê, forbidden food or stolen fruit. As gewoonlik baie nie. Ek praat nie daaroor van die Here moet die Here moet jou vergewe. Ek het dan klaar wat oor daai. Dat is iets wat ja. Dear brothers and sisters, and the fact that he ate, that's not Adam, his obedience took him from ignorant innocence to bitter knowledge. Can I get here around? His disobedience towards God took him from ignorant innocence to bitter knowledge. And the bitter knowledge made their eyes to be opened, and they saw themselves for who and what they really are. En vir die eerste keer in hulle lewens is hulle beskaamd. For the first time in their lives, they are ashamed. Geliefdes in die Here, as sondes jou nie laat beskaamd staan nie, dan moet jy wonder oor jou verhouding met die lewende God. If sin doesn't haunt you, if sin doesn't embarrass you, if sin doesn't make you to feel ashamed about yourself, you may not be in a good relationship with Jesus Christ. Their eyes opened. They were in possession, and I'm going to choose tell, of stolen knowledge. They were in paradise, but at that moment in time, paradise was lost for them. Why? Because they disobeyed God. Maar weet jy, in hulle ongehoorsaamheid het God nog steeds na hulle toe gekom. He could have left them in their bitter knowledge. Hy kon hulle gelos het om te sterf van die sondige kondisie wat hulle op daai oomblik was. But God so loved the world, dat hy ten spyte van hulle ongehoorsaamheid gekom het om by hulle te wees. No matter how much they displeased God, He still came for them. No matter how far they walked away from God, He still came for them. Dit het nie saak gemaak hoe laag hulle afgesak het in hulle ongehoorsaamheid aan God nie. God het nog steeds vir hulle gekom. Hy het sy hart gebreek, maar God het nog steeds vir hulle gekom. Hulle het God teleurgestel, maar God het nog steeds na hulle gekom. I'm so thankful this morning for I'm just like Adam and Eve. When I fell, He came. When I walked like I didn't know Him, He came. Toe ek nie gelyk het soos 'n Christen nie, het God gekom. Toe ek nie gepraat het soos 'n Christen nie, het God gekom vir my. Toe ek opgetree het anders as 'n Christen, het God gekom vir my. En hier het Hy vanoggend weer gekom. Ongeag wat ek hierdie afgelope tyd aangevang het. Want dit is hoe lief Hy vir my is. Jy sal onthou wat die woord van die Here sê, Hy het gekom na hierdie wêreld. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het gekom en gesterf vir ek en u toe ons nog sondaars was. Hy het vanoggend weer eens gekom vir my. Hoekom? Sodat ek na Hom toe kan kom. Ek staan by die deur en klop, sê die woord van die Here. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe gaan en saam met hom maaltyd hou.
en hy met my. He became what I am, so that I can become what he is. En probeer nie sê, God het mens geword, soos ek en u. Hoekom? Sodat ons kan heilig word, soos hy. Ek bedoel nie, sodat ons kan God word nie, maar dat ons kan heilig word. I came to Jesus just as I am, weary, broken, lonely, but I found in him a resting place. Ek dink dit is wat Psalm 132 sê. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. En as hy kom na hulle toe dit is in die Here, dan 'n ding wat ek nog geleer het is, hy roep ook na hulle. He came to them, but he also called them. Adam, ek dink van die vertaling sê mens, maar hierdie mens verwys na Adam. Adam, waar is jy? En ek wil hier so sê, Adam, not Eve. Where are you? En ons weet, God het geweet waar is Adam. Obviously. Dit is wat na my toe gekom het. En dit was wat vir my obvious was. Dat God het presies geweet waar Adam was. God came and called Adam, but he was not looking for information, he was looking for confession. That was what God was looking for. Adam, where are you? Not in terms of your geographical location, but where are you in terms of your spirituality, in terms of your spiritual condition? I know where you are geographically. I want you to tell me where you are spiritually. En vanoggend vra God ook vir ons. Dit is my tema. Mens, waar is jy? Vanoggend vra God vir elkeen van ons, individueel soos ons hier sit. Mens, waar is jy? Ek weet waar jy is in terme van jou geografiese ligging, maar waar is jy geestelik? Waar is jy in jou verhouding met God? Where are you in your relationship with God? You can be in church, but it doesn't mean that you are in Christ. You can be a preacher who's preaching Sunday after Sunday, but it doesn't mean that you know God. You can be a Sunday school teacher, but it doesn't mean you know God. You can sing in the choir, but it doesn't mean you know God. You can come to church Sunday after Sunday, and you can be physically here, but where are you spiritually? Mens, waar is jy? Adam en Eva het weggetref. Lyk nie met 'n goeie lees dit so. En ek het dit nogal jammer as ek nou dit sê, dis ek dink nie dis sleg nie. Maar wat my bietjie snaaks was is dat Adam en Eva het weggetref in God se tuin en ek wil amper sê agter God se boom. Jy verstaan as ek dit sê? Hoe kry mens dit reg? Jy wat deur God gemaak is, kruip weg agter iets wat God gemaak het en wat God basis vir jou gegee het. Is dit nie so nie? Dikwels die ding wat ek aan gedink het is, dikwels kruip ons weg agter besittings wat God vir ons gegee het. En baie keer bid ons en sê, Here, maar gee vir my die, Here voorsien in my werk, Here gee vir my 'n voertuig, Here help my dat ek in 'n huis kom, maar wanneer ek dit het, dan word ek soos Adam en Eva en dan kruip ek weg agter dit wat God vir my gegee het. One thing that I learned from this story is that sin will always make you hide. Sonde sal dat jy wegkry. But where can we hide from God? Waar kan ons wegkry van God? God sien jou, maar God wil hê jy moet jouself sien. Dit is wat God wil hê.
Toe ek die haartjies ook so mooi gesny het. En my vrou kyk so na my en sê, die pim is so klaar reggekam, en altyd nog klaar getrim het. En ek loop so gespaar keer op my spieël verby. En as ek so verby die spieël gaan, dan leen ek nog so agter. Ja! En dan sê ek dat ek hier self in my gedagtes, En dan kom staan my vrou partykeer soos ek so voor die spieël staan, en kom staan my vrou so rondom my. En my vrou sê vir my, ja, my man. Ek sal nie ons, ek praat nie verder, ek praat nie eens. Liefdes, wanneer jy jouself sien, wanneer jy jouself sien, dit wat God wil hê jy moet sien, dan moet ons kan God se vraag opreg en eerlik antwoord. Mens, waar is jy? Ek wil afsluit. Mens, waar is jy? En ek wil vanoggend vra, Mama, waar is jy? Waar is jy in jou geestelikheid? Waar is jy in jou verhouding met God? Papa, waar is jy? Waar is jy in jou verhouding met God? En waar is jy in jou geestelikheid? Hoekom? Want ons het kinders wat ons moet grootmaak, kinders wat moet weet wie die lewende God is. As ons kyk in die wêreld daar buite en ons sien dat kinders die wêreld ingevaar het, dan wonder ons maar, ken hierdie ouers die God? Hoe antwoord hierdie ouers hierdie vraag? Maar ek wil ook vanoggend vra, ouderling, waar is jy in jou verhouding met God? Waar is jy in jou geestelikheid? Pastor, waar is jy in jou verhouding met God? Waar is jy in jou geestelikheid? Want ons is herders van skape wat God in ons hande gegee het. Want ons moet oppas en weet hierdie skape wie die lewende God is. Amen. God weet waar ons fisies is. Hy weet waar ons liggaam is. Hy weet van ons geografiese liggaam. Dis wat ek nog in geografie geleer het, altyd skinder. Geografiese liggaam. Ja, dit is goed. Maar waar is jy geestelik? Waar is jy in jou verhouding?